paar verse lees en dan gaan ek eintlik waar ek oor eintlik vanoggend gaan praat is eintlik Johannes 20 daarvan af vers is dit 19 af, maar ons sal daarby kom, maar ek wil lees die opstanding. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Jesus, by Simon Petrus en by die ander disipel, vir wie Jesus liefgehad het, en ons weet dit is Johannes, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop. En die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, eerste by die graf gekom. Terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Wat 'n wonderlike wete het ek en jy vanoggend, dat toe hulle by die graf kom, toe sy leeg. Vanoggend kan ek en jy besef, Jesus hang nie meer aan die kruis nie. Prys die Here, die kruis is leeg. Die kruis is weg, die graf is leeg. Ons dank die Here vir wat hy vir ons gedoen het. Ek en jy het die voorreg vanoggend om te sê, Here, die graf is leeg en daarom kan ons vorentoe kyk. Daar's so baie goed wat gesluit is in Jesus se opstanding. En ek wil begin en ek wil vir ons 'n paar skrifte lees in 1 Korintiërs 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Hoekom glo ek en jy? Ons glo in Jesus Christus, ons glo hy is die Seun van God, ons glo, hy kom terug. Is dit nie wonderlik nie? Daar gaan 'n dag aanbreek, sê 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer ons grafte as ons sterf ook oopgaan. Maak nie saak of jy in 'n graf is, en of jy veras is, en of jy in die see is, verdrink het, of waar jou liggaam is nie, maar as jy gered is, gaan hy grafte oopgaan, ek en jy gaan opstaan, ons gaan saam met Christus in die wolke weggevoer word, en die Bybel sê, so gaan ons altyd by die Here wees. Daar's 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem, sê die Here wat uit die hemel uit gaan neerdal, hy gaan perfek wees, daar gaan nie meer hartseer wees nie, daar gaan nie meer pyn wees nie, daar gaan nie meer verdriet wees nie, daar gaan nie meer sonde wees nie, want die Satan kan nooit weer by God uitkom nie, hy kan ons nie meer verlei as ons by die Here is nie, maar prys die Here vir hy graf wat leeg is, prys die Here dat hy opgestaan het. Dan lees ons in vers 17, 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof so nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Jy sien, die Here moes sterf, maar om sonde te oorwin, moes hy opstaan. As hy net gesterf het, kon hy nie die sonde oorwin nie. Hy moes vir Satan wys, jy het geen mag oor my of oor die dood nie, want die Bybel sê die laaste vyand wat verslind moet word is die dood. So ek en jy sterf nie, ons gaan net 'n verheerlikte liggaam kry. En hier sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Wie wil graag nog in sy sonde bly? Verseker nie ek nie. Dankie Here vir Jesus. Vers 18. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Sien, daai grafte gaan oopgaan. Soos in hom, ons sterf ons nie. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Hoekom sê hy dit? As ons net op hierdie lewe op Christus hoop. Ons hoop is in Christus, maar nie net vir hierdie lewe nie. Ons hoop is hiernamaals. Ons gaan ewig by hom wees. Paulus sê, as jy net vir hierdie lewe, jy sien baie ouens sê, weet julle, ek lewe vir Christus nou, maar ek gee nie om oor die hiernamaals nie. Jy moet omgee wat mense van jou sê. Jy moet omgee wie jy is in Christus. Want om hiernamaals te kry, moet jy so lewe, dat jy hemel georiënteerd is. Weet jy, ons vergeet partykeer daar's 'n hemel. Amen. Ons lewe so asof die hemel nog daar ver is. Die hemel, my boetie en my sussie, kan vir my en jou vandag aanbreek. Die ewige lewe kan vir ons vandag aanbreek. En ons het twee keuses, gaan ons hemel toe of gaan ons die verderf ingaan? Ek en jy moet in hierdie lewe op Christus hoop, maar dit gaan verder as hierdie lewe. En dan sê hy in vers 19, 28, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Onthou die ouens wat geslaap het, waar is hulle? Hulle is in die paradys. Christus is die eerste een, waar is hy? Hy is by die regterhand van die Vader. Hy is by die Vader, hy het opgestaan. Hier sê hy is opgewek. Dankie Here. Weet jy toe hy opgewek is?
toe wek hy vir my en jou 'n nuwe lewe op. Toe wek hy vir ons 'n beter lewe. Toe het hy alles wat Satan kom vernietig het hy kom skoonmaak. Hy het dit aan die kruis met sy bloed kom betaal, maar hy het opgestaan om te wys, niks is vir my onmoontlik nie. Ek is nie net magtig nie. Ek dink Jesus nie dink nie. Ek weet Jesus was op hierdie aarde magtig. Maar hy moes opstaan om te wys ek's almagtig. Om te wys niks kan my keer nie. Niks kan my stop nie. Ek is die ware een wat gekom het. Wat bring sy vrede vir ons eerste? Die belangrikste. Weet jy hoe baie mense sit vandag? Hulle het nie vrede nie. Sy opstanding bring eerste vir my en jou vrede. Toe die Here aan die disippels verskyn het, wat is die eerste woorde wat hy vir hulle sê? Lees Johannes 20 vers 19. En toe dit aand geword het op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was. Onthou, Jesus is nou gekruisig. Die volk word vervolg, die disippels en almal wat Jesus verklaar word vervolg, want wat gebeur nou? Hulle sê hy gaan opstaan. Hulle sê daar gaan 'n tyd wees dat hy opstaan. Het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Prys die Here. Die Bybel sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar van nou af tot in ewigheid in Christus Jesus. Jy sien, baie mense het nie meer vrede nie. Weet jy hoekom? Want die wêreld hou ons besig. Die wêreld kom steel ons blydskap. Ons laat toe, laat die mens onder ons vel inklim. Weet jy wat sê jy eintlik vir die mens? Hy beheer jou. As jy toelaat dat omstandighede jou blydskap steel, dan laat jy toe dat die duiwel jou beheer. Hier sê Jesus vrede. En daai disippels besef, maar hy het opgestaan. Hy's nie meer dood nie. Hy het lewe kom gee. Hy het blydskap kom gee. Hy kom vul hulle met sy vrede. Daar's iets niets wat vir my en jou wag. En dankie Here vir daai vrede. Vrede vir julle. Vir my en jou ook vandag. Die Bybel sê die vrede wat die wêreld gee, is 'n vals vrede. Daai vrede wat die wêreld jou en my gee, my boetie, die sekuriteit wat die wêreld jou gee, die petrolpryse wat afkom en die rentekoerse en alles wat afkom, is 'n valse vrede. Hoekom is jy bekommerd oor alles wat nou skielik opgaan? Wie is jou bron? God is jou bron. Hy wil hê ek en jy moet in hierdie tyd na hom toe gaan. Hy wil hê ek en jy moet by hom uitkom en sê, Here, ons bely Jesus Christus. Ons bely wie hy is. Hy's ver meer as jou omstandighede, want die Bybel sê, hy het die straf gedra vir jou en my die vrede aan te kondig, sê in Jesaja 53. Daai straf het hy oorwin, hy het nie net die straf gedra nie. Toe hy klaar die straf gedra het, toe sê ek, vat dit 'n bietjie verder, ek gaan ook opstaan om vir julle die vrede te bring. Hy is 'n vloek gemaak, dat ek en jy die geseëndes van die Here kan wees. Hy is sonde gemaak. Hy was nie sonde nie, hy het nie sonde gedoen nie. Hy weet jy wat, hy het vrywillig aan die kruis gaan sterf. Al het die volk hom aan die kruis gaan laat sterf, hy het dit uit sy eie uitgedoen, want hy kon dit keer. Weet jy, hy kon die kruis dood gekeer het as hy wou, maar hy wou nie, want toe hy aan hy kruis hang, toe ek en jy in sy gedagtes, toe sê hy, nee, ek doen dit vir my volk. Ek doen dit vir julle, ek wil julle vrede kom herstel. En wat is die tweede ding wat hy vir ons kom doen het? Hy het opgestaan. Oorwinning oor die dood. Ek en jy gaan opstaan. Johannes 14 vers 2 sê, by my Vader is daar baie wonings. Hy sê eintlik in vers 1, dan sê hy, moenie ontsteld wees nie. Hoekom nie? Glo in my, glo in God. Hoekom glo ons in Christus? Vers 2. Johannes 14 vers 2, by my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, sal ek weer kom om julle te vat waar ek is. En is dit nie waaroor alles gaan nie? Hy het die dood oorwin. Hy vir my en jou kom sê, as jy sterf, gaan jy nie dood nie, behalwe as jy in Christus sterf. Dan staan jy op in die hel, wat 'n vreeslike pynigingssessie is, vir die res van eternity. Terwyl, dis hoekom Paulus ook skryf, moenie net op hierdie lewe vir Christus hoop nie. Hoop op Christus dat hy iets beter vir jou kom gee. Ja, hy draai jou in hierdie lewe. Hy doen alles vir jou in hierdie lewe. 1 Korintiërs 15 vers 54 sê, en wanneer hierdie verganklikheid, 1 Tessalonisense 5 vers 1 sê, hierdie liggaam is 'n tent, wanneer julle aardse tentwoning afgebreek word. Hier sê hy, hierdie verganklikheid met die onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word, wat word die woord wat geskryf is, die dood is verslind, in die oorwinning. Wat 'n oorwinning? Wat Jesus behaal het. Hy het die graf uitgestaan, het vir my en jou die dood oorwin, sodat ek en jy dit ook kan doen. Dan sê hy in vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk,
Waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Die wet maak jou dood, my boetie en my sussie, die wet bind jou. Jesus het die wet kom vervul. Hy het hom nie kom wegvat nie. Hy het vir jou blyskap kom gee en kom sê, kom lewe in my. Dan sê in vers 57, 1 Korintiërs 15 vers 57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gegee het, deur ons Here Jesus Christus. Daar's net een weg. Een weg, sy naam is Jesus. Daar's net een manier, sy naam is Jesus. Daar's net een geloof na die Vader toe, sy naam is Jesus. Die wêreld kom en sê vir ons almal is een geloof. Ons is nie almal een geloof nie. As ek nie na die Vader toe gaan deur die Seun nie, beteken my geloof niks. Gaan dit my nêrens bring nie. Moenie dat die wêreld jou kom verlei nie. Bly by God se woord. Daar's net een geloof. Dis Jesus. Kom ons kyk oorwinning oor die dood, soos ek gesê het, Handelinge 2 vers 24. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Weet jy hoe baie mense, as iemand sterf, dan raak hulle hopeloos. Dan raak hulle hopeloos, dan sê hulle, Here, want ons vra, die Here weet, het jy gedink as 'n klein seentjie sterf, as 'n klein babietjie sterf, dink jy dit is maklik vir daai ouers? Die Here weet, is nie maklik nie. Maar weet jy wat, ek sien, hoe is die Here besig om ouers op te wek, hoe is die Here mense besig om mense op te wek, wat mense aan die dood afgestaan het, wat sê, weet jy wat, die dood is oorwin. My boetie of my sussie, ek het in 5 jaar, 2 boeties en 2 sissies begrawe. Dit is nie maklik nie, ek sê vir my vrou verlede jaar, die snaakste van alles is, met my laaste sissie, my oudste sissie, wat ek verlede jaar begrawe het dit begin ernstig onder my vel in klim, maar weet jy wat, ek het 'n hoop. Ek het 'n hoop, dis die graf is nie die einde nie, die graf is die begin. Jy sien, as Jesus se graf leeg is, gaan my en jou graf ook eendag leeg wees. Wie wil graag hê hy graf moet leeg wees? Ons almal. En as hy graf leeg is, die Here weet, ek wil hom nie net daar in die hemel kom en sê, "Sjoe, dankie Here, ek het dit gemaak nie." Nee, die Jesus sê, "Kom gou, my loon is by my." 1 Korintiërs 5 vers 10 sê, "Julle gaan geoordeel word." Aan wat? Aan julle werke, dit wat julle in hierdie liggaam gedoen het, goed of sleg. Goed of sleg. Hierdie liggaam is vir Christus bedoel. Maar hy het opgestaan, hy het vir my en jou die dood kom oorwin. Wat het die dood nog vir my en jou gebring? Die godheid van Jesus. Dat Jesus is die ultimate. Hy is ons alles. Hy is die God van alle gode. Hy is die lewende God. Niks kan hom oorwin nie. Niks kan hom onderkry nie. Ek en jy kan verseker weet vandag, ons dien 'n lewende God. Mohammed het 'n graf. Allah se beeld wat hulle daar op 'n kassie en 'n ding sit. Maar ek en jy, ons graf is leeg, ons kruis is leeg. Ons Jesus het opgestaan, hy's lewend. Romeine 1 vers 4 sê, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Hoor jy wat sê hy daar? Deur wie sy aangewys is die Seun van God? Die Heilige Gees. As jy vandag mense kry wat sê, Jesus is nie opgewek nie, weet jy wat verwerk hulle? Die Heilige Gees, en die Bybel sê, daar's een sonde wat jou nooit vergewe kan word nie, wat's dit? 'n Sonde teen die Heilige Gees. Hier sê hy, die Heilige Gees het hom opgewek. En daai jare al het mense probeer om hulle verkeerd te bewys, om te sê hy's nie opgewek nie. Ek kan nie hierdie Joodse geloof verstaan vandag nie. Ek kan nie verstaan dat ouens, kan ek maar 'n lelike woord gebruik, so dom is nie. Want ek dink jy's dom as strand as jy Jesus nie wil aanvaar nie. Die Heilige Gees moet binne in ons werk. En glo my, die Heilige Gees, daar's mense wat Christene was, wat in kerke gesit het. En weet jy wat, hulle sit vandag net en oordeel die kerke. Hulle sit net vandag en kyk, waar maak die kerke verkeerd? Wat maak baie kerke verkeerd? Mag die Here gee in hierdie gemeente. Waaroor gaan hierdie gemeente vir ons? Paulus sê, ek het niks anders in julle voorgehou as Jesus Christus, die gekruisigde, maar ook die opgestane. Mag die Here gee in hierdie gemeente alles wat ek doen. Die Here weet ek het een oogmerk, en dis om myself en jou by die Here uit te kry. Om my en jou 'n verhouding te bou met die Here, om te sê, Here, die evangelie is nie cheap nie. Weet jy dit? Ons lewe asof die evangelie cheap is. Ons lewe asof ons nog lank gaan lewe. Die kerk moes eintlik vandag vol gewees het. Want eintlik vandag is, gister, Vrydag en vandag is die belangrikste dae in die geskiedenis van die kerk. Waar ons eintlik sê, Here, dis u dag.
Maar prys die Here, ons gaan nie oordeel nie, ons bid vir ons broers, ons het almal foute, ek het dalk meer as hulle almal, maar bid maar net vir my geregkom. Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee, alle mag, in die hemel en op aarde. Lukas 10 vers 19 sê Jesus, aan my is gegee alle mag. Lukas 10 vers 19 kom Jesus, hy sê, ek het aan julle al die mag gegee, oor wat? Oor die krag van die vyand, om op slange en skorpioene te trap. Wat is die verskil tussen mag en krag? Ek het julle mos al gesê. Wie kan onthou? Ken julle mos die storie van die speedkop? As daar 'n trok aan in die pad afgery kom, daai 10 ton trok, of 3 ton, of 5 ton, of hoe groot daai trok ook al is, hy het al die mag om daai speedkop te ry, dat jy net 'n bloedspat sal sien. Maar daai speedkop, of hy het al die krag, speedkop het al die mag, om hom te stop. As jy in die pad afgery kom en 'n speedkop spring in die pad, wat doen jy? Jy stop. Dis wat Jesus vir my en jou wil sê. Ek het jou al die mag gegee, oor die krag van die vyand om hom te stop. Maar julle sien, ons glo meer in die vloeke van die duiwel, as wat ons glo in die seën van die Here. Party mense is so behep met die duiwel. Hulle kom nêrens in hulle lewe nie, alles hou aan verkeerd loop. Glo in God se goedheid. Hy's 'n goeie God. Hy het nie die reg oor jou lewe nie, my boetie en my sussie. Moet hom nie die reg gee nie. Hy het jou, sê vir jou langs my, hy het my al die mag gegee, oor die krag van die vyand. Om wat te doen? Slange en skorpioene te trap. Daai goed wat jou so bind, daai goed wat jou so vashou, daai goed wat jou so aftrek. Sê vir die Here, Here, in die naam van Jesus, ek bestraf jou duiwel. In die naam van Jesus, Matteus 18 vers 18 sê, wat ek en jou op hierdie aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat ons op hierdie aarde ontbind, is in die hemel ontbonde. Bind sy werke, bestraf hom, maak hom kragteloos. Maar julle weet mos, ons aanvaar dit. Ag, weet julle, laat Gods water oor Gods akker loop. Ek is maar bestem om al hierdie stryd te stry. Ek is maar bestem om, nee, heers oor dit. Staan op in Jesus naam. Sê jou Satan, jy het lank genoeg met my gemors. Moenie dat hy verder met jou mors nie. Beheer hom. Moenie dat hy jou beheer nie. Wat gee die Here ons nog? Wat het ek gesê? Die hoop op die ewige lewe. Daar sit 'n hoop. Ons lewe met 'n hoop. Die evangelie, dis hoekom dit sê die blye evangelie. Daar's blydskap, want hy het opgestaan, hy het uit die graf uit gegaan, hy het opgevaar. Dit gee vir my en jou hoop. Ons lewe met 'n hoop in hierdie wêreld. Ons hoop het nie verydel nie. Baie ander gelowiges se hoop lê nog in 'n graf. My en jou hoop. Hy graf is leeg. Hy's leeg. 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Hoor jy wat sê hy? Wat gee vir jou hoop? Wedergeboorte. Jou kerk, jou geloof gaan jou nie red nie, jy moet wedergebore word. Jy moet 'n nuwe begin maak. Jy moet sê, Here, ek nooi U in my lewe en ek vra U kom woon in my lewe. Kom regeer my hart. Hy sê op die wedergeboorte, ons die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. Sien, hy's wedergebore. Hy's gedoop, hy het sy hart vir die Here gegee, Jesus het aan God behoort, sy hele evangelie het gegaan oor Jesus, en dan sê ek en jy het hoop, hoekom? Sy opstanding uit die dode, want hy het die dood oorwin, hy het sonde oorwin, hy het al jou ongeregtigheid kom wegvat, hy het al jou pyn, al jou lyding, Jesaja 53 sê, deur sy wonde, het daar genesing gekom, Jesus Christus het ons pyn aan hom gedra. As jy vanoggend 'n maagseer het, vir maagpyn, Here wys nou vir my, is iemand, jy sit met 'n ernstige maagpyn, is genees in Jesus naam, glo sy bloed. Glo sy bloed, hy het vir jou gesterwe, glo sy bloed, hy maak jou gesond. Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy gesterwe. Ons ken die verhaal van Lazarus, Jesus sê, ek gaan hom nou opwek, maar Jesus sê vir Maria, hierdie is 'n tydelike opwek, ek gaan hom opwek, maar hy wat glo en sterwe en in my glo, hy sal lewe, en dan sê hy, in vers 26, jy sien, hy wat sterwe en in my glo sal lewe. Maar wat moet ek en jy doen terwyl ons lewe? Dan sê hy, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Waar is die beste plek op aarde? By begrafnis. Daai ou wat oorlede is. Het jy al gesien? Ons besoek daai ou nie, ons kom nooit by hom nie, ons stel nie aan hom belang nie, maar 'n boetie, as daai ou oorlede is, dan is hy die beste ou wat leef. Daai ou kan die beste ou wat wees wat leef. Goeie mense gaan nie hemel toe nie.
Hy sê, hy wat in my glo en sterwe, sal lewe tot in ewigheid. Maak jou saak vanoggend met die Here reg. Sê vanoggend vir die Here, Here, ek stap nie uit hierdie gebou uit as ek nie my saak met U reg gemaak het nie. Dit is so belangrik. Jou lewe is op die spel, my en jou lewe is op die spel. Ons moet elke dag gereed lewe. Wat het Jesus nog vir ons kom doen? Toe hy gordyn skeer, toe hy opstaan, toe gee hy vir my en jou 'n reg voor die Vader. Hy het ons regverdig kom maak voor die Vader. Ons is nie gered uit onsself uit nie, ons is gered uit genade uit. Romeine 4 vers 24 sê, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewe is te midde van ons misdade en opgewek is ter wille van ons, wat sê hy daar? Regverdigmaking. Wat beteken dit ter wille van ons vryspraak? Ons sonde is kwytgeskel. Jou sonde, my boetie en my sussie, is vanoggend kwytgeskel. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen om dit kwytgeskel te hou? Bely jou sonde, laat staan jou sonde, draai weg van die sonde af, hou jou oë op die Here en sê, Here, U het my kom help. Here, ek staan op. Dankie dat Jesus ons kom regverdig maak het. 1 Korintiërs 15 vers 17, wat ek nou ook gelees het, ek wil dit graag weer lees. As Christus nie opgewek het nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. Prys die Here, jy hoef nie. Daai ding wat jou so kontroleer, daai ding wat jou lewe so beheer, jy hoef nie in hom vasgevang te wees nie, want Jesus het opgestaan, hy het opgewek, net so wil hy hê ek en jy moet opgewek word in die Vader. Wat ons sê vanoggend, Here, ek gaan nie laat goed my beheer nie, ek gaan goed beheer. Jy sien ons laat te veel toe dat Satan ons beheer. Saam met ons nuwe lewe, wat kry ons nog? Vernuwing. Vernuwing. Ek en jy word saam met hom opgewek en ons word vernuwe. Ons word vernuwe. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jy sien, dis die heerlikheid van die Vader, en my boetie en my sussie, wat ons harte verander. Dis die heerlikheid van die Vader wat ons opwek. Dis die heerlikheid van die Vader wat jou sonde agter jou sit, wat jou help om 'n beter lewe te lei. Ons kan dit nie self doen nie. Ons het Jesus nodig. Hy is die enigste een wat ons kan help. Hy is die enigste een wat vir ons krag gee. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, jou ou self, jou laas selfbeeld, daai minderwaardigheid wat jy het, daai vloek wat die Satan op jou gesit het, jy het die reg om hom te breek. Jy het die reg, jy's in Christus, as jy 'n nuwe skepsel, dan sê hy, kyk, dit het alles nuut geword. Wat het nuut geword? Alles. Jou hele DNA. Weet jy, boetie en sussie, jou hele DNA het verander, want Christus leef binne in jou, so jy kry 'n nuwe DNA. Jy kry 'n DNA wat vlekkeloos is, maar ons glo dit nie. Ons lewe nie in oorwinning nie. Ons glo te veel wat die duiwel vir ons sê. Ons glo te veel wat die wêreld vir ons sê. Kom ons begin glo wat die Here vir ons sê. Wat is die belangrikste ding, wat die laaste en die belangrikste, daar's nog baie goed, maar ek gaan net by 6 stil staan. Wat het die Here nog vir ons kom gee? Die Heilige Gees. Wat sê hy nou net, toe jy daai doopwater uit die dag opgestaan het? Wie het jou die doopwater uit opgewek? Die heerlikheid van die Heilige Gees. Wie het Jesus uit die graf uit opgewek? Die Heilige Gees. Wie is saam met ons? Die Heilige Gees. Johannes 20 vers 22. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê vir die disippels, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek opgewek is, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle bring, na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Ek en jy, die Here, die Heilige Gees oortuig ons, daar jy sien, hy sê nie, hy kla ons aan, hy oortuig ons, van sonde, van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Matteus 6 vers 33 sê, soek my koninkryk en my geregtigheid. Met ander woorde, hy oortuig jou, wat is jou saak en wat is God se saak? Is jou saak die belangrikste of is God se saak die belangrikste? Kan jy sê, Here, ek lewe regverdige lewe vir U? As hy sê, soek my koninkryk, dan bedoel dit eerstens, ek en jy, gee jou hart vir die Here. Gee jou hart vir die Here.
Johannes 1 vers 12, jy vra vir my pastoor, hoekom sê jy die tekste oor en oor? Wie weet wat sê Johannes 1 vers 12? Wie weet? Wie kan onthou? Ek het dit Vrydag gesê. Jy sien, ons ken nie die tekste nie, ons ken dit nie. Hy sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag van God gegee om kinders van God genoem te word. Hulle wat in sy naam glo. Wat moet ons eers doen? Glo in Jesus Christus. Wat is die tweede ding? Neem hom aan. Ons het nou gesien, neem hom aan. As jou koning en saligmaker, hoekom neem ons hom aan? Ons is sondaars. Ons almal het gesondig. Het ontbreek ons aan die heerlikheid van God, deur sy genade het ons redding, deur Jesus het ons lewe, deur Jesus het ons opstanding, deur Jesus het ons oorwinning. Dit is net in Jesus waar alles opgesluit is. En dan sê, as julle my aangeneem het, en julle sonde bely, 1 Johannes 1 vers 8 sê, as julle sonde bely, God is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Bely jou sonde, laat staan het, sit dit agter jou. Dan as jy Jesus aangeneem het, wat sê in die laaste gedeelte? Dan gee ek julle die mag om 'n kind van God genoem te word. Dan word jou naam in die boek van die lewe geskryf. Maar wat moet jy dan doen? Jy moet 'n verhouding met God hê. Jy moet toelaat dat die Here jou oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Sê Here, as ek hierdie ding nou doen. Johannes 12 vers 48 sê, daar's een wat my in die laaste dag gaan oordeel, is die woord. As ek hierdie ding nou doen, Here, gaan ek nie geoordeel word nie. As ek nou sterf, Here, dan sien U waar niemand sien nie. Miskien is jy met sonde besig of en niemand weet nie. Gaan jy dalk sterwe, dan gaan jy dit dalk mis. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Ek bid so, ek kom nie met jou veroordelingsgees nie. Bertus, julle kan vorentoe kom. Ek kom volgende aan jou met liefde. Die Here weet as ek hierdie goed vir julle preek. Ek praat met myself. Ek sê, Here, begin by my. Paulus sê, moenie vir ander preek, terwyl jy self verwerplik is nie. Kom ons vra die Here, Here, hoe lyk my hart vanoggend? Hoe lyk my hart vanoggend? Ek wil jou vra, wil almal nie net vir 'n oomblik jou oë toesluit nie. Vra net die Here, daar waar jy sit, Here, hoe lyk my lewe? Is ek reg om U te ontmoet? Is ek reg om hemel toe te gaan? Is ek reg om my ewige tuiste in te gaan? Vra net die Here daar waar jy sit. Praat bietjie met hom en sê, Here, gee net 'n inslag in my lewe. Sê net vir my. Wie wil net saam met my sy hand vinnig opsteek en sê, pastoor, bid vir my. Ek wil net vanoggend sê, Here, ek wil net U opnuut weer aanneem. Ek wil net nie opnuut seker maak. Dankie, ek sien 'n hand, ek kan dit sak. Gaan nog hande op. Net sê, Here, Here, U het nie verniet gesterf nie, U het nie verniet opgestaan nie. U het ook vir my gesterf. Vader, in die naam van Jesus Christus wil ek die eerste een wees wat vanoggend kom. Vader, ek wil my sonde van partykeer biddeloosheid, van partykeer, Here, die aardse goed wat my so besig hou. Ek wil dit bely, alles wat 'n skeidsmuur tussen my en U plaas vanoggend. Ek wil dit bely en sê, Here, namens almal wat hulle hande opgesteek het, ons is so jammer. Vader, vergewe ons sonde. Dankie dat ons dit bely, dan vergewe U dit. Psalm 103 sê, U verwyder dit so ver as die ooste van die weste is. Here, ons wil U aanneem vanoggend. Jy het vir Nikodemus gesê, jy moet in gees en in water moet jy aangeneem word in die naam van Jesus. Ons neem U aan as ons koning, ons saligmaker, ons redder. Ons bely Jesus is die seun van God, het afgekom aarde toe, U die gestalte van 'n mens aangeneem, het aan die kruis gesterwe en U het opgestaan na 3 dae, na 40 dae het U opgevaar. U sit aan die regterhand van die Vader, waar U nou vir ons oordeel. Ons bely Jesus, ons bely is die koning van alle konings, ons bely is die seun van God, ons verklaar U is ons redder, U is ons saligmaker, U is ons vryspraak, U is ons Here, U is ons herder, en as ons dit bely, Here, dan gee ons die mag om kinders van God genoem te word. Dankie elkeen wat ons hande opgesteek het, en ook hulle wat reeds kinders van God is, Here. Ons is net opnuut kinders van U, en ons dankie daarvoor, in Jesus kosbare naam. Amen. Baie